Goeiemôre. Jy luister na die reeks 'n paar maal om die son. Vanoggend se oordeenking is die 31ste een met die tema disoriëntasie. Ek sluit aan by Vrydag se oordeenking toe ons gepraat het oor die verlies aan 'n betekenisvolle persoon in ons lewe deur verkilling, egbreek of die beëindiging van 'n lang vriendskap. En dat daardie weggaan disoriëntasie in ons lewe bring. 'n Tema wat ek te veel kere in hierdie lewe herhaal sien, is ouers wat hulle kinders in die steek laat, 'n pa wat verdwyn, in mindere gevalle die ma. Maar dan is daar ook die ondraaglike pyn van kinders wat hul rug op hul ouers draai, heel dikwels ook deur kleinkinders uit hulle lewe te sny, as die uiterste vorm van moedswilligheid, pyniging of is dit wraak. Daaroor kan ons later praat, moet ons later praat. Vanmôre wil ek praat oor disoriëntasie in die hoofletter, die afsterwe van 'n geliefde. Ek het nog Vrydag gedink, ek gaan net een oordeenking vandag doen en ek het 'n idee daaroor gehad. Maar toe ek vanmôre begin skryf, het dit met my 'n ander pad geloop. En as dit reg is met jou, wil ek vanmôre my eie verhaal deel met die dood. Om eerlik te wees, dit is nie eintlik dat ek daaroor wil praat nie. Maar ek dink nie dit sal eerlik van my wees om oor die dood te praat, as ek nie hier begin nie. Dit sou andersins die indruk wek, dat ek in beheer is van hierdie boodskap, of dat ek dit presies uitgewerk het, of dat ek in totale vertroosting leef. En dis nie waar nie. Toe die Here my geroep het om teologie te gaan studeer en 'n predikant te word, het ek nooit vir 'n oomblik daaraan gedink dat ek eendag mense sal moet begrawe nie. Ja, ek weet, jy kan dalk nou vir my lag daaroor. Ek lag vir myself daaroor in 'n sekere sin. Maar onthou nou, op 'n klein dorpie soos die een waar ek groot geword het, was daar baie selde begrafnis. Die begrafplaasie daar na 100 jaar het nog steeds maar net 'n klompie grafte. So, ek het myself nooit voorberei dat die dood so groot deel van my lewe sou word op 'n permanente manier nie. Die dood het in die middel van my lewe kom staan. Deur die jare heen het ek elke maand minstens eenmaal 'n begrafnis. En op pad na 300 begrafnisse toe, was daar geen ander manier as dat die dood in die middel van my lewe kom staan het nie. Die eerste begrafnis wat ek ooit moes doen, toe ek in die gemeente gekom het destyds, was die begrafnis van 'n baba. Ek het byna my oë uitgehuil. Hoewel ek moes spreek om vertroosting te bring aan daardie arme ouers, het dit gevoel of daardie afsterwe van daardie babietjie my eie geloofshuis aan flarde geruk het. Soos H.A. Feigen geskryf het, ek het 'n huisie by die see, dis 'n nag. Terwyl ek gepreek het ek hierdie gediggie op 'n los stukkie papier geskryf. Begrafnispreek vir 'n baba, 8 Julie 2004. Presies soek ek, sif kieskeurig fyn trooswoorde uit. Probeer weer die lewe in geheel in strofes te skakel, om sin te vind en rus te gee, om ouers te lei na waters waar daar vrede is, en hul trane en weeklaag te laat wegvloei en te laat rigting kry na strome wat na môre lei. Maar hier waar my vingers soek tussen die reëlmaat letters, vind ek geen sin nie, net 'n bondeltjie dood. As my hartseer so enorm was, as ek so ontroostbaar hartseer gevoel het ek net bly dink aan hoe op dese aarde moet daardie ouers aangaan. Maar ek wil dadelik 'n boekmerk hier plaas, waaroor ek later sal praat, want dit is juis hier, waar ek later in my lewe die meeste hoop sou vind.
As ek nou terugkyk, eerlik, het ek deur die jare in groot dwaasheid opgetree. Ek het my rol verkeerd verstaan. Op die een of ander manier het ek gedink, om ander mense te help, moet ek in hulle hartseer en in hulle rou instap. Asof ek dit vir hulle ligter kon maak, as ek hulle hartseer op my kon neem, as ek hulle trane in my hart kon opneem. Dit was werklik eers 'n paar jaar later, toe my pa gesterf en ek hom begrawe het, dat ek besef het, niemand kan namens 'n ander die dood se hartseer dra nie. Ek was so dwaas om in die dood te probeer instap het, om daar vir ander dit te probeer ligter maak het, om dit nou dramaties en drasties te stel. Ek moes besef dat nie ek of enigiemand anders in die dood kan instap, of namens iemand anders die dood kan dra of verduur, of dit vir hulle minder kon maak nie. Daar is net een Christus wat die dood betree en dit oorwin het. In teorie het ek dit dus uitsorteer, of teologies het ek dit uitsorteer, maar in effek word lewens mos maar in mekaar verweef soos wat die jare aanstap en mense soos familie word. Met ander woorde, 'n mens sou kon dink deur die jare word dit makliker om iemand te begrawe. Mens word ouer en jy het meer wysheid, jy het meer vaardighede. En in 'n sekere sin word dit makliker. Maar in 'n ander opsig word dit veel swaarder weer. Maar onthou nou waaroor ek Vrydag gepraat het, toe ek na Bruggeman se geheel verstaan verwys het van die Bybel, en wat tegelyk ook 'n beskrywing is van ons lewens, naamlik dat ons lewensreis deur 3 herhalende patrone beweeg: oriëntasie, disoriëntasie en heroriëntasie. Met oriëntasie bedoel hy, dit gaan met jou goed. Jy verstaan God en die wêreld en jouself, ander mense op 'n bepaalde manier. Die lewe is voorspelbaar. Jy het rustigheid in jou hart, jy het vrede daarin. En dan is daar die oomblik van disoriëntasie. Die dood kom in jou lewe ingebars en ruk iemand uit jou lewe uit. Jy kry 'n slegte diagnose. Daar is 'n egskeiding, daar is verkilling, 'n kind gaan weg, 'n vriend verraai jou, wat dit ook al mag wees. 'n oorlog breek aan. Dink net aan hoe die wêreld op die oomblik lyk. Maar hoe dit ook al sê, jou lewe staan in totale disoriëntasie. Maar die Bybel vertel 'n verhaal van mense wat klaagliedere skryf, wat hulle harte uitstort voor die Here, wat selfs met tye bid, Here, hoekom voel U so ver? Uit die plek van disoriëntasie kom daar weer heroriëntasie. Die lewe is nie noodwendig dieselfde nie. Heroriëntasie beteken nie noodwendig jy's tevrede of gelukkig met dit wat gebeur het nie. Maar 'n nuwe dag breek aan. Jy begin weer asemhaal. Jy begin weer hoop kry. En op 'n manier begin jy weer 'n nuwe lewenspad bou, op 'n nuwe weg, met 'n nuwe verstaan van die lewe. Miskien is daar nuwe mense in jou lewe. Daar kom vertroosting. Soms kan hierdie proses in dieselfde dag gebeur. Soms neem dit jare. Maar daar is ook die gevaar dat dit nooit weer gebeur nie. Hierdie reeks is juis bedoel om saam 'n pad te stap en te weet, die hoop te glo dat daar heroriëntasie is. Ja, my hart het 100 keer gebreek by die dood van mense se geliefdes. Dit voel of daar langs die pad stukkies van my siel ook gesterf het. En ek bid dat die Here dit ook sal opwek en weer lewend sal maak. Op my eie klompie reise om die son het die dood my 'n paar keer uit my wentelbaan geruk. Maar ek moes langs die pad leer om by Jesus, die lydende knegt,
wat self in die dood ingestap het, sy voete te gaan sit, wat genadiglik ook die opgestane Here is, wat die dood oorwin het. En ek moes myself en die meeste van als ander mense voor sy voete neerlê, wat self deur daardie dal van doodskade weer gestap het. Soms in hulle ervaring van die verlies van 'n geliefde, en soms in hulle eie sterfproses met kanker, of een of ander degeneratiewe siekte, of wat dit ook al mag wees, om weer daar, by die Here, 'n nuwe kompas te ontdek, van heroriëntasie. Ek het aan die begin van die reeks gesê, ek skryf hierdie oordeenkings nie omdat ek dink ek is die guru van die lewe, die leermeester nie. Ek sit agter in die klas en ek leer saam met jou, stap saam met jou, bid saam met jou, dat die Here, die een wat die dood oorwin het, ons die weg sal wys. Dankie dat ek vanmôre 'n klein stukkie van my eie hart met jou kon deel. Ons gebed vanmôre is gebaseer op H.A. Feigen se gedig, Ek het 'n huisie by die see. O Here, ek het 'n huisie by die see. Dis nag. Ek hoor aan een die golwe slaan, teen aan die rots waarop my huisie staan, met al die oseaan se woeste krag. Ek hoor die winde huil, 'n kreun, 'n klag, soos van verlore siele in hul nood, al dwaalend, klagend, wat in graf en dood geen rus kon vind nie, maar na soek en smag. My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. Ek hoor dan maar hoe loei die storm daar buite. Ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite. Hier binne is dit veilig, warm en dig. Kom nag, kom weer in wind, kom oseaan. Dis 'n rots waarop my huisie staan. Dankie Here, dat U ons rots is, waarop ons huisie vas bly staan. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.